Ja, goeiedag julle. Hier het 'n ijskoue Klipdriftdam hier in die agtergrond. Ons het 'n bietjie kom hengel en ons gaan weer Skalasse tips en triks doen. En 'n ding wat ons baie kry wat die mense vir ons verskriklik baie vra is: hoe werk barometriese druk? Wat doen ek om te sien hoe gaan die visvang wees? Is daar 'n manier wat ons kan beter doen deur die barometer dop te hou? Is daar 'n weerstasie wat ons kan glo? Jy weet, want hulle sê mos as jy vir die weer werk, is dit die ou wat die meeste jok en dis die weer ou, maar dit is nie so nie. En ek kan vir julle uit my hart uit sê, daar is 'n manier om jouself, ek wil amper sê, beter in te rig, maar daar's geen goue middeweg nie. Wat doen ons gewoonlik? Veral in die winter, hierdie tyd van die jaar as die fronte inkom, is daar vreeslike hoogdruk en laadruk as gevolg van daai front wat inkom. En gewoonlik wanneer die front druk, dan begin die barometriese druk styg en dis wanneer jou vis op die beste byt. En wanneer hy daarbo kom en hy begin val, dis wanneer jou vis swakker byt. Hoekom? Dis maar net die natuurse manier om vir die vis te sê, hier's iets aan die kom, julle moet eet. So, gewoonlik prefrontal by die vis baie goed, dan op die front nie so goed nie, en wanneer hy afgaan is dit ook nie so great nie. En ons het dit nou gesien, ons het gisterand vis gevang en vandag nog nie een byt gehad nie. En toe ons nou gaan kyk na wat die app sê, toe kan ek nou kan ek dit vir julle wys dat dit werklik so is. So, kom ek wys vir julle. Op my foon het ek 2 stasies. Ek het Wonderground wat natuurlik my weerstasie is, en dan het ek Pro Hunting and Fishing wat al daai kurwes wys wat die barometriese druk doen. So kom ons klik op daai een. Julle sal sien, kom ek gaan net terug dat julle net verstaan. Daar's hy. Nou gaan hy oopmaak. In die oomblik wat hy oopmaak, dan kan jy sien waar is jy. Jy sal sien ons is in Potchefstroom. Dis tans 18 grade, dit was vanoggend 5 grade. Dan druk ek op more. Nou wys hy vir jou al die verskillende goed vir die dag. Nou hier op die pressure sal julle sien is hy 1019.6 millibar. Nou dis eintlik inherent baie hoog, maar hy's besig om te daal. Julle sal sien daar sê hy falling. Sien julle falling? En dis nie altyd goed nie. So met ander woorde, die rede hoekom ons visies nou doen wat hulle doen, is dit. Nou wat hierdie ou nou lekker maak is, hy gee vir jou 10 dae se weer vooruit. So jy kan nou hier slide vir 10 dae se weer vooruit, min of meer, né? Jy kan die wind sien, jy kan die fronte sien aankom, wat baie belangrik is. Maar kom ons gaan uit daai ene uit, dan gaan ek daarna Pro Hunting and Fishing toe. Nou jy het ook bo 'n seleksie wat jy kan doen. Ek het hierdie een ingestel op die kaart op Klipdriftdam. Daar sal julle sien, die rate is 61%, maar die barometriese druk pla hierdie ou. Julle sal sien, daar's 'n klein rooi streepie. Dis presies waar ons nou is, maar ek wil julle iets interessant wys van môre. So as jy hom slide, dan wys hy vir jou hy's 18% goed. So dis nie goed nie, maar afhangende van wat die barometriese druk gaan doen, kan dit natuurlik verskil. Maar daar kan julle sien dat hy verskillende, ek noem dit pinnacles. Nou die een is tussen 6 en 8, waar die vis die beste gaan byt, want dis wanneer jou siklus van jou maan die beste is, en dan so hier by 12 uur is daar weer 'n klein pinnacle en dan weer môre aan. So dit is baie belangrik. Daar wys hy vir jou maan se stand. Jy weet hoe groot hy is, en hulle wys tot vir jou wanneer die sonsopkoms en die sonsondergang is. Nou as jy hierdie goed gebruik tot jou voordeel, is om beter te beplan, veral in die winter, kan jy sê, maar hoorie, kom ek kyk eerder of ek 2 dae kan uitstel as hy front inkom, sodat ek hom op sy piek slaan wanneer hy inkom. Die volgende dag wanneer hy so ijskoud word, dis gewoonlik jou slegte dag. Daai voordat hy en die wind waai en is stormagtig, is dit jou beste tyd. So, daar's geen, soos ek gesê het, golden highway nie. Maar deur hierdie goed dop te hou, kan jy sien uit wat se rigting uitkom die wind, hoe hard gaan die wind waai, hoe laat gaan die wind begin waai, want hy breek hom vir jou op in ure, om te wys wat doen die wind en van watter rigting. So as jy op 'n oewer sit en jy gaan op Google Earth, kan jy tot presies sien, as jy nog nooit op 'n oewer was, as hy noordwaai kom, hy skuins links van vooraf of van agter af. So beplanning is baie belangrik, veral wanneer dit bietjie meer sosiaal is. Die kompeterende hengel is dit wat dit is, jy kry hom so, maar as jy tyd gaan spandeer, gaan jy dalk baie meer sukses hê en minder jouself, ek wil amper sê kwaadlik neem omdat jy nie vis gevang het nie. Daar's redes hoekom die vis byt, partykeer en hoekom nie. So volg dit, probeer dit,
Dit het 'n hengse verskil gemaak in my hengel, sodat ek beter kan verstaan hoekom byt vis en wanneer nie. So julle moet 'n mooi dag hê, asseblief. Ons gaan aan met ons tips en ons triks en vra vir ons wat wil julle hê. Dis absoluut vir julle. Baie dankie vir die liefde. Julle moet 'n mooi dag hê. Tara.